welkom ook vanoggend hierso. Vanoggend wil ek sommer net 'n gedeelte met julle deel wat besonders is vir my ook. Ons is besig, ons het gister in leidingstyd ingegaan waar ons as Woensdag gehad het. As Woensdag wat op 'n Woensdag begin wat ons leidingstyd ingaan. Tyd in die jaar wat ons werklik gaan stil staan en gaan kyk, maar wat het die Here vir ons gedoen? Maar meer as dit ook 'n geleentheid vir gemeentes, vir ons as gelowiges, om werklik te gaan stil staan en te gaan luister wat die Here sê. Om geestelik te groei, om vernuwe te word, om hernuut te word in ons lewe en in dit wat ons doen. Die leidingstyd is 'n geleentheid, 'n tydperk in ons jaar wat al oor jare daar is. Van 313 na Christus is dit reeds ingestel, hierdie tydperk wat ons gaan gereed maak om Christus se opstanding te vier. Om te vier die grootste ding wat in ons geloof gebeur. En dit is juist dit wat dit so kosbaar maak in hierdie tyd. Dis 'n tyd wat ons geestelik wil groei, wat ons geestelik wil vernuwe. Dis 'n tyd wat ons ook besef dat die Here daar is, dat hy ons nie alleen laat nie. En die mooi ding van leidingstyd is, dat al dink ons aan leiding, dink ons altyd as gelowiges na leiding op 'n ander manier as ander. In die met begrafnisformuliere lees ons dat al treur ons nie soos mense sonder hoop nie. En in leiding is dit dieselfde ding. Ons lees in Romeine 5 vers 3 tot 5 dat daar staan, dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gee. Hierdie gedeelte kom en hy sê, maar ons kyk anders na uitdagings, ons kyk anders na swaar kry, want ons staan in 'n verhouding met God. Ons staan in 'n verhouding met God en dit maak die verskil. Die realiteit van die saak is, en ons sê dit baie keer vir mekaar ook, is dat ons geestelik die meeste groei die tye wanneer ons swaar kry, wanneer dinge moeilik is. En daarom, as ons in hierdie tyd ingaan, as ons met hierdie uitdagings om ons sit, dan is die uitdaging juist daar om saam met God hierdie pad te loop. Dat dit 'n tyd sal wees wat ons sal groei, wat ons sterker sal word, wat ons meer en groter sal word. 'n Tyd wat ons werklik saam met die Here sal loop. Daarom kom ons stel ons gedagtes anders in met leidingstyd. Kom ons verander ons uitkyk op swaar kry, want swaar kry en uitdagings word 'n geleentheid waar ons kan volhard in ons geloof. Waar ons kan uitleef dit wat ons bely, wat ons sê, wat ons doen. Volharding beteken ook dat ons geloof meer eg raak, dat ons besef waaroor dit gaan, wat die verskil maak. Die egtheid van ons geloof maak ook dat ons meer hoop kry, dat ons vreugde en ons vrede by God gaan vind, wat anders is as ander mense. Dis hoop wat nie wegraak nie, dis hoop wat altyd daar gaan wees, dis hoop wat deel is van wie ons is, van God se grootheid, van sy liefde vir ons. Daarom as ons leidingstyd ingaan en ons het hierdie jaar weer die geleentheid om 'n reeks saam deur te gaan, om saam by mekaar te kom en te praat oor God se grootheid. Ek wil die uitdaging voor u stel, maar maak hierdie 'n tyd van geestelike groei. Maak hierdie 'n tyd waar ons kinders leer, hoe lyk dit om God te volg, selfs in moeilike tye, selfs met uitdagings. Hoe dien ek God dan, as alles nie so maklik en eenvoudig is nie? Kom ons maak dit 'n tyd waar ons anders is, waar ons anders kyk, waar ons anders leef, omdat ons in Jesus glo, omdat hy die een is, saam met wie ons die pad loop. Daarom kom ons staan op en ons maak hierdie 'n tyd van geestelike groei, waar swaar kry nie, uitdagings nie ons ondergang is nie, maar ons geleentheid is, om ons geloof soveel sterker te maak, om werklik te beleef dit wat God van ons vra. Mag u hierdie tyd wat voorlê vir u daar wees om werklik geestelike groei te beleef. Kom ons bid saam. Vader, soveel keer kry uitdagings ons onder, soveel keer maak die lewe dit vir ons moeilik. Maar dankie dat ons ook in Romeine weer kan kom lees, maar as ons u dien, dan swaar kry nie ons ondergang nie, maar dan is dit juist die geleentheid om ons geloof te versterk,
om volharding te kweek, om ons geloof meer eg te maak as wat dit is. Vader, om aan te hou, om hoop te vind by U. Gee dat ons werklik ons hoop by U sal kry. Gee dat ons sal groei in hierdie tye, en gee dat ons U genade ook in dit sal beleef. Amen. Mag jy elkeen 'n heerlike dag verder hê.